Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. My naam is Morney Jacobs en in vandag se Bybelstudie video, net soos in Sondag se preek, gaan ons kyk na Deuteronomium 6. Ek gaan die gedeelte vir ons lees en dan gaan ons bietjie saam 'n paar gedagtes deel oor dit wat ons hieruit kan leer en saam met ons vat in die week wat voorlê. Ek sal ook so 'n bietjie uitlig waarop ons gaan fokus in die preek. Dan kan ons ook so as 'n gemeente op hierdie manier nader groei aan God se woord, tot dieper insig te kom, om uiteindelik hom ook daardeur te verheerlik. Deuteronomium 6 lees ek uit die 2020 vertaling uit. Jy is welkom om saam te volg in die video. Jy is ook welkom om te volg in 'n vertaling wat jy mee bekend is. Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarheen julle oortrek, om dit in besit te neem, sodat jy ontzag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel na te kom, solank jy leef, jy en jou kinders en jou kleinkinders, sodat jy 'n lang lewe mag hê. Jy moet luister, Israel, kom dit nougeset na, dat dit met jou goed mag gaan, en dat julle baie meer mag word, soos wat die Here die God van jou voorouers jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Luister, Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Wanneer die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob, met 'n eed beloof het om vir jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, huise vol met alles wat goed is wat jy nie gevul het nie, uitgekapte opgaarputte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy dan eet en versadig word, moet jy oppas dat jy nie die Here vergeet wat jou uit Egipte land, uit 'n plek van slawerny uitgelei het nie. Ons gaan net tot sover lees. Die gedeelte gaan aan in die volgende paar verse met verdere waarskuwings en instruksies vir hoe Israel dan moet leef wanneer hulle in die beloofde land ingaan. En dan sluit dit af met 'n opdrag om hierdie getuienis oor te dra aan die volgende geslagte wat dan na hulle sal kom. So ons gaan net so kortliks bietjie opsom wat ons in hierdie gedeelte sien. So uiteindelik gaan Deuteronomium 6 oor verbondslojaliteit. Daar is 'n oproep tot die gemeenskap van Israel om getrou te bly en lojaal te bly aan God wanneer hulle nou in hierdie beloofde land ingaan. Want onthou, Moses gaan nie saam met hulle in die beloofde land in nie, en hy gee vir hulle hierdie finale instruksie, hierdie finale opdrag van lojaliteit aan die God se verbond wanneer hulle dan in hierdie land van voorspoed af ingaan. Die eerste 3 verse is 'n identiteitsmerker. Dit gaan oor ontzag en vrees vir God. Vrees vir God beteken nie hier bang wees vir God nie, maar dat dit eintlik 'n manier is van leef, daai ontzag te hê van God kom eerste, ek kom tweede. Godvreesend was 'n belangrike identiteitsmerker gewees vir Israel. Dan in vers 4 tot 5 sien ons hoe hierdie lojaliteit dan nou lyk, en dit lyk soos liefde vir God en liefde met die hele mens. En dan hoe dit sigbaar moet word, nie net in verhoudingstaal in terme van liefde nie, maar ook die inprenting van God se woorde in die hart en in die huis. Met ander woorde, dat hierdie in jou hart gestalte moet vind, jou hart moet oorneem, maar dat dit ook sigbaar moet word, dat mense dit moet kan sien van ver af, van buite af, dat dit werklik sigbaar is vir ander mense daar buite, dat dit tekens op jou hand is, op jou voorkop en op jou deurkusyne. En dan in vers 10 tot 15, daardie volgehoue gehoorsaamheid, ook sonder om God te toets, nê. Selfs wanneer dit goed gaan,
dan moet julle gehoorsaam bly aan hierdie en lojaal bly aan God. Mense kan die argument maak dat terwyl hulle in die woestyn was en dit moeilik gegaan het met hulle, het hulle vasgehou aan God se hand. Hulle was afhanklik van God, naby aan God. En daar's eintlik al vir die vrees van wat as dit nou gaan begin goed gaan, dan gaan ons nie meer God nodig hê nie, wat hulle teen gewaarsku word in hierdie gedeelte. En dan die laaste gedeelte wat ons nou nie gelees het hierson nie, maar julle kan gerus self daardie teks verder gaan lees. Van vers 20 tot 25 is die instruksie of die kategese oomblik wanneer 'n kind vra hoekom moet ons lojaal wees aan God? Hoekom moet ons hierdie voorskrifte nakom? Dan is die antwoord om te sê want God het gered. Die verduideliking is nie ons doen hierdie omdat ons van ons kant af sommer net besluit het daarop nie. Nee, dit is 'n reaksie van dankbaarheid, 'n verbondslojaliteit omdat God gered het, omdat hy die volk bevry het uit Egipte uit. Nou die kerninhoud van hierdie gedeelte, dit staan onder Moses se onderrig, soos wat ons reeds gesê het, daardie gehoorsaamheid. En dan, nou mense kan so 'n bietjie dalk so ver gaan as om te sê dat die gedeelte dalk grens aan bietjie voorspoedsteologie, sonder om dit nou so hard die stempel daarop neer te lê, is daar, kan ons sien in waar Israel hierso is, in hulle teologiese geskiedenis, is hulle verstaan en interpretering van hulle verbintenis en hulle verhouding met God, seun-straf verhouding en 'n seun-straf verbintenis. Met ander woorde, daar is 'n as jy hierdie goed nakom, as jy hierdie gebooie goed doen en reg doen, gaan dit goed gaan met jou, jy sal lank leef, jy sal geseën wees, en as jy dit nie nakom nie, gaan daar straf en vloek oor jou kom. So daarso is 'n tipe van 'n transaksionele godsdienst wat ons hierso sien. En ons moet onthou, Israel het ook maar gegroei teologies, nee. Hulle het gekom uit 'n plek uit en eintlik hierdie groot skuif na monoteïsme toe. Daar was 'n stelselmatige evolusie eintlik van Israel se godsdienst en geloofsbeskouings. En op hierdie stadium is hierdie transaksionele godsdienst nog regtig prominent. Maar die hardloop van hierdie gedeelte is natuurlik die Hebreëse Shema wat 'n geloofsbelydenis is. Baie van hulle gebede en tempelaanbidding het begin met hierdie Shema. En julle sal sien in die 2020 vertaling is die Shema ook alles in hoofletters geskryf. Daai luister Israel, die Here ons God is die enigste God. Daardie monoteïsme wat in daardie tyd ongehoor van was in antieke Mesopotamië. Al die ander volke rondom hulle het meer as het polyteïsme, met ander woorde meer as een God gehad wat hulle aanbid het. So hierdie gedagte van God wat die enigste God is en daardie Shema wat 'n belydenis van geloof is en hoe hierdie belydenis gestalte dan nou uiteindelik vind, is 'n groot aanduiding van die hart en die kern van hierdie gedeelte. Met ander woorde, alles vloei uit hierdie belydenis om te sê God is die enigste God. Nou hoe hierdie Shema dan nou uitgeleef moet word daar gesê God se woorde moet in jou hart wees, vers 6, nê? Dit moet ook deurlopend aan kinders oorgedra word, nie net mondelings nie, maar ook in gewoontes en in ritmes en in simboliese handelinge, nie net 'n mondelinge oorvertelling nie, maar eintlik 'n wesenlike oorvertelling daarvan. Nou ons kan as ons so 'n bietjie gaan kyk na Deuteronomium, net so 'n bietjie na sy literêre integriteit is die fancy term, sien ons dat Deuteronomium deur 'n redaksieproses gegaan het. Nou julle sal onthou in 2 Konings 22 tot 23 het ons die reformatie van koning Josia. Daar was eintlik die era van hervorming gewees in Israel toe hulle begin terugdraai het na God toe, waar dit eintlik op daai stadium 'n bietjie te laat was. Wat gebeur het is koning Josia het herstelwerk in die tempel gedoen, hy het afgekom op 'n boekrol. En die argument is dat hierdie boekrol die boek van Deuteronomium was. Nou hoe hy in sy huidige gestalte is, hy was ook sterk beïnvloed deur die Vasaal-verdrag van Esarhaddon gewees.
So dit was omtrent hierso in die 7de eeu voor Christus hier in 672. Daardie verbondstaal, hierdie manier van skryf, was ook baie sterk beïnvloed deur Persiese wette en hierdie Persiese invloed wat op die teks was. Maar waarby dit uiteindelik gaan hierso, is dat hierdie teks natuurlik ook 'n vreeslike invloed gehad het, die ballingskap wat 'n groot invloed op hierdie teks gehad het. So, jy kan nou dink dat, onthou die mense wat in ballingskap ingegaan het, is nie dieselfde mense wat uit ballingskap uitgekom het nie. Met ander woorde, die groep wat ballingskap oorleef het, wel die groep wat in ballingskap ingegaan het, het eintlik gesterf in ballingskap. Die wat teruggegaan het is hulle kinders, nê. So hierdie oordrag en oorvertelling, hierdie getuienis aan die kinders is baie belangrik, want die groep wat daar in ballingskap ingegaan het, is nie dieselfde groep wat uitgekom het nie. En daarom is hierdie oordrag van geslag tot geslag ook sterk beïnvloed deur die ballingskap. As ons nou so 'n bietjie gaan kyk na van die teologiese temas in hierdie gedeelte, ons het al bietjie gepraat oor die Shema, hierdie identiteit en eksklusiewe lojaliteit, hierdie oproep van eksklusiewe lojaliteit, nie aan ander gode nie. Dis 'n baie belangrike kern van hierdie instruksie of hierdie opdrag, om te sê dat die Here, ander vertalings wat natuurlik lees, die Here is een, of die Here is alleen God. Hierdie interpretasie van God is die enigste God, dat daar nie daarvan af moet afgewyk moet word nie. En daardie lojaliteitsbelydenis, nie, om te sê, maar ek is alleenlik ook lojaal aan God. En ek dink vir ons vandag is dit ook 'n baie belangrike belydenis, is om te vra, maar waaraan is jy lojaal, nê? Ons het vreeslik baie dinge en mense waaraan ons lojaal is, met ander woorde die goed wat vir ons die belangrikste is, waarvoor ons tyd gee, waarvoor ons energie en geld gee, is dit waaraan ons lojaal is. So die vraag is, hoe lojaal is ons teenoor God? Hoe lojaal is ons teenoor hierdie belydenis dat ons God die enigste God is, nê? En dan 'n baie belangrike teologiese tema hierso is liefde as verbondstaal. Liefde nie net hierso as gevoeltaal, met ander woorde 'n fuzzy gevoel van liefde wat ek ervaar nie, maar as die taal waarmee die verbintenis met God uiteindelik beskryf word hierso. Liefde as verbondstaal, en in daardie konteks is liefde dieselfde as lojaliteit. Liefde kry uitdrukking en betekenis in lojaliteit, en lojaliteit is die teken van liefde en heen en weer. Dan ook die gehoorsaamheid, hierdie woord in hartinternalisering, met ander woorde, dis nie net hierdie uiterlike tekens van skryf dit op jou hand en op jou voorkop en op jou deurkosyne, dis nie net uiterlik nie, dit is 'n hartsding in die eerste plek. En ons gaan 'n bietjie meer in die preek daaroor praat van wat dit beteken om in te getuig van dit wat in jou hart, wat jy in jou hart glo. So dit begin in die hart, en die hart natuurlik, daardie Hebreëse woord leiwaaf wat gebruik word, wat die diepste plek van jou wese verteenwoordig, waar elke gedagte, elke emosie, elke besluit uiteindelik van uitkom, is waar in hierdie belydenis, hierdie Shema, gestalte in moet vind, jou hele identiteit daardeur definieer, en dan eers word dit uiterlik sigbaar. So dit is nie 'n ding van uiterlike tekens om 'n innerlike ding te forceer nie. Dit is 'n innerlike nuutwording, 'n nuwe identiteit wat dan uiteindelik uiterlik sigbaar word in tekens, in 'n manier van leef, en uiteindelik ook in getuienis na die volgende geslagte toe. Ons gaan so 'n bietjie praat oor in die preek oor hoe ons uiteindelik dan nou getrou kan wees aan hierdie teks. Met ander woorde, waarna toe roep hierdie teks ons? En dit roep ons om ons geloof te bely op sigbare maniere. So ons gaan in die preek dan bietjie verder kyk, maar hoe kan ons geloof op 'n sigbare manier bely? 'n Paar vrae vir refleksie waarmee ek jou wil los, en gaan dink bietjie hieroor vir jou eie Bybelstudie in die weke wat voorlê. So gaan kyk bietjie na hierdie vraag oor liefde, nê, wat hierdie teks uitroep. So hoe verstaan jy liefde tot God in vers 4 tot 5 hierso?
gaan dink bietjie oor wat ons gesê het oor die verskil tussen liefde as 'n gevoel of 'n emosie. Jy weet, net 'n warm fuzzy gevoel en liefde as lojaliteit. Gaan dink bietjie hoe liefde tot God as lojaliteit verstaan kan word. En dan as ons dit 'n bietjie prakties kan maak, is die as ons gaan kyk na daardie vers 10 tot 15, nê, hierdie waarskuwing van wees versigtig dat wanneer dit begin goed gaan, dat jy nie van God vergeet nie. So in tye van voorspoed, wat is jou grootste vergeetrisiko? Met ander woorde, wat is die dinge in jou lewe waar as dit baie goed daarmee gaan, of dit nou geld is, of dit nou tyd is, status, selfvertroue, wat is die ding in jou lewe waar as die ding begin baie goed gaan, baie goed lyk, jy voorspoed in hierdie area van jou lewe ervaar, dat jy vatbaar gaan wees of die risiko gaan lei om van God te vergeet. En ek wil eintlik afsluit dan in daai lig met iets wat een van die kinders in my belydenisskas gesê het. Dit was 'n paar jaar terug, was by 'n ander gemeente. Vra ek vir die kinders, hoor hierso, wat wil jy leer in hierdie belydenisjaar? Wat is dit waarin jy wil groei? En die een kind sê toe, ek wil leer om gelowig te bly selfs wanneer dit goed gaan. So mag dit goed gaan met jou en mag jy in daardie goedheid nog steeds vashou aan God se genade en God se liefde. Geseënde week verder en dan sien ons jou by die erediens waar ons ook hierdie jaar ons nuwe belydende lidmate gaan ontmoet. Totsiens.